In vandag se lesie gaan ons nou net weer ons hersiening bietjie doen oor vierkantswortels en derde magswortels. Julle het dit in graad 8 volledig behandel, maar ons gaan net weer hersiening doen oor dit. Die eerste enetjie waarna ons gaan kyk is vierkantswortels. Nou dit is baie belangrik dat die vierkante van twee verskillende getalle dieselfde antwoord kan hê. Want onthou nou, as ons kyk na 12 se kwadraat, dan is dit 12 maal met 12 en dit gee vir my 144. As ons kyk na 12 se additiewe inverse, nou die additiewe inverse is mos die getal wat jy by hom tel om hom 0 te maak, so dit is altyd die negatiewe getal. Die negatief van die getalletjie wat jy het, is die additiewe inverse. Met ander woorde, as ons kyk na minus 12 se kwadraat, dan kry ons dit is minus 12 maal met minus 12 en dit gee vir my ook 'n antwoord van 144. Met ander woorde, ons sien dus twee verskillende getalle het dieselfde vierkante. As jy nou dus gaan kyk na 'n algebraïese vergelyking, as jy in algebra gaan werk en ons het 'n algebraïese vergelyking wat ons moet oplos, dan kyk ons byvoorbeeld na 'n vergelyking wat lyk soos volg. X kwadraat is gelyk aan 144. As jy nou gekyk het na die voorbeeldjie wat ons nou doen, dan gaan jy uit dit uit sien. Ons kan nou sê 12 maal met 12 is 144, met ander woorde in hierdie geval is x gelyk aan 12. Uit ons additiewe inverse kwadraat sien ons minus 12 maal met minus 12 is ook 144. Met ander woorde, x se antwoord kan ook wees minus 12. So, as ons 'n algebraïese vergelyking oplos, wat soos volg lyk, met ander woorde, x kwadraat is gelyk aan 144. En hulle vra vir ons, los op vir x. Dan het ek nou die sommetjie x kwadraat is gelyk aan 144. As ons x nou wil oplos, moet ons die vierkantswortel kry aan die linkerkant om daai 2 uit te kanselleer. Wat ek links doen, moet ek dan altyd regs doen. En wat baie belangrik is, my antwoord moet dan 'n plus of 'n min wees. Want uit ons voorbeeld het ons nou gesien, x kan dan nou wees plus of min 12. As ons die vergelyking het, x kwadraat is gelyk aan 144 en ons skryf net x is die vierkantswortel van 144 en hier staan nie 'n plus of min teken nie, dan beteken dit dat jy sê x is gelyk aan 12. Dan vergeet jy van die moontlikheid dat minus 12 maal minus 12 ook x kan ook gelyk kan wees aan 144. Daarom is dit baie belangrik as jy vir x moet oplos om die plus of min teken te skryf. Dit wil sê x kwadraat is gelyk aan 144 is baie belangrik dat jy dan die volledige antwoord moet skryf. X is gelyk aan plus of min die vierkantswortel van 144. Met ander woorde, x is gelyk aan plus of min 12. Dit is my volledige antwoord. Uit die sommetjies wat ons nou gedoen het, kan ons enige voorbeeld vat. As ons het 2 maal met 2, kry ons 4. As ons het minus 2 maal met minus 2, kry ons ook 'n antwoord van 4. Dit is dus duidelik dat daar kan nooit 'n negatief onder 'n vierkantswortel wees nie, want dit maak nie saak
watter getal jy met homself vermenigvuldig nie, hy gaan altyd 'n positiewe antwoord hê. As jy die vierkant kry, is 'n vierkant altyd positief. As ons met ander woorde iets kry soos -10 of die vierkantswortel van -25 of die vierkantswortel van -9, al is 25 en 9 volkome vierkante, kan jy nie 'n negatiewe vierkantswortel kry nie. Dit wil sê, hierdie is almal nie reële getalle. Die rede is daarvoor, soos wat ons nou gesê het, 'n plus maal met 'n plus is altyd 'n plus, en 'n minus maal met 'n minus is ook altyd 'n plus. Vierkantswortels is die inverse of omgekeerde bewerking van vierkante of kwadrate. As ons byvoorbeeld kyk na die oplos van die vergelyking x is gelyk aan die vierkantswortel van 144, dan gaan ons in hierdie geval net een antwoord hê. Omdat daar voor hierdie vierkantswortel nie 'n plus of 'n min staan nie, gaan dit beteken x is net gelyk aan 12. En onthou nou, ons het ook nie hier 'n kwadraat nie, dis net 'n x. X is gelyk aan die vierkantswortel van 144, met ander woorde, x is gelyk aan 12. Hoekom is dit die geval dat x net gelyk is aan 12? Die rede hiervoor is dat die vierkantswortel van enige getal is per definisie altyd positief. Met ander woorde, die vierkantswortel van 25 is 5. Die vierkantswortel van 36 is 6. Die vierkantswortel van 4 is 2. Die vierkantswortel van 121 is 11. Omdat die vierkantswortel per definisie altyd positief is. Kom ons kyk nou net weer na die twee verskillende maniere waarop die vraag gestel kan word. As die vraag is los op vir x, en ek het my vergelyking wat sê x kwadraat is gelyk aan 144, omdat ek die x kwadraat het, wat gelyk is aan 144, gaan dit beteken ek moet die vierkantswortel kry aan die linkerkant, en dan ook die vierkantswortel kry aan die regterkant. Omdat ek die vierkantswortel kry, moet hier 'n plus of 'n min wees, want uit ons voorbeelde het ons gesien dat x gelyk aan plus of min 12 kan wees. As ons volgende sommetjie vra los op vir x, maar x is net gelyk aan die vierkantswortel van 144, dan gaan x se antwoord net 12 wees en nie die plus of min 12 nie. Want onthou nou, ek het klaar hier net 'n maggie 1 en hier staan in 'n positief, met ander woorde x is gelyk aan plus 12. Die volgende waarna ons gaan kyk is derde mags wortels. So derde mags wortels is die inverse of omgekeerde berekening van derde magte. Onthou nou die derde mags wortel, as julle onthou, derde mags wortel skryf ons altyd met die drietjie hierso aan die buitekant van die magswortel, om te sê dit is die derde magswortel. Nou die derde magswortel is die inverse van of omgekeerde funksie van die derde magte. By derde magswortels is dit nou wel moontlik om 'n minus onder die magswortel te kry. Vierkantswortels kan jy glad nie 'n negatief onder 'n vierkantswortel hê nie, maar by derde magte kan jy wel 'n negatief onder 'n derde magswortel kry. As ons byvoorbeeld kyk na minus 2 tot die mag 3, kan ons mos nou sien dis minus 2 maal minus 2 maal minus 2, en dit gee dus vir my 'n antwoord van minus 8.
Met ander woorde, as ek nou die inwers of die omgekeerde berekening wil doen, dan en ek moet die derde magswortel van minus 8 bepaal, dan weet ek minus 8 is minus 2 tot die mag 3 en dan bepaal ek hierdie derde magswortel. Nou wanneer ons die derde magswortel kry, dan beteken dit, as ons die derde magswortel kry, beteken dit ons deel die eksponent deur 3. Met ander woorde, ons gaan hierso kry, dis minus 2 tot die mag 3 en ek moet hierdie eksponent deur 3 deel en ek kry met ander woorde, dit is minus 2. Baie belangrik is om te onthou, net soos by derde magte met 'n negatiewe basis is altyd negatief, derde magte met 'n positiewe basis is altyd positief, net so is 'n derde magswortel met 'n negatiewe basis is altyd negatief en 'n derde magswortel met 'n positiewe basis is altyd positief. Nou wat bedoel ons daarmee? As ons kyk na minus 3 tot die mag 3, dan kry ek dit is minus 27. Met ander woorde, as ek die derde magswortel van minus 27 moet kry, dan beteken dit, omdat hierdie 'n negatief is, gaan my basis 'n negatief wees. Met ander woorde, dit is minus 3. Ek kan hierdie minus 27 ook skryf as minus 3 tot die mag 3, en as ek die derde magswortel kry, dan moet ek die maggie deel, die eksponent deel deur 3. As ek die derde magswortel kry, moet ek daai eksponent deel deur 3, en dit gee vir my 'n antwoord van minus 3 tot die mag 1. As ek nou gekyk het na hierdie selfde voorbeeld, maar ek het nou 3 tot die mag 3. 3 tot die mag 3 is 27, met ander woorde, die omgekeerde bewerking, met ander woorde om die derde magswortel van 27 te bepaal, kan ek nou sien 27 is positief, met ander woorde, ek weet die derde magswortel gaan ook 'n positief wees. Kom ons bereken net 'n paar voorbeelde saam, sodat julle kan sien hoe om dit te doen, dan kan julle dit daarna toepas in julle huiswerk. As ons kyk na 1.1 sê vir ons minus die vierkantswortel van 25. Nou sien ek ten minste hier die minus staan buite die vierkantswortel en onder die vierkantswortel is 'n positief. Met ander woorde, my antwoord gaan negatief wees, maar die vierkantswortel van 25 is 5. So ek kan wel die vierkantswortel van 25 bereken. As ek nou kyk na die volgende voorbeeldjie wat vir my sê minus 25 se vierkantswortel, dan kan ek sien daar is geen oplossing nie. En ek skryf daai antwoord is nie reëel. Net so kan ek kyk na die volgende ene wat vir my sê minus 144, hy het ook geen oplossing nie. En hy word ook as nie reëel beskou. As ek nou die voorbeeld het van minus die vierkantswortel van 144, dan staan die minus nou buitekant die vierkantswortel en my antwoord is minus 12, want 144 se vierkantswortel is 12. Die volgende is baie belangrik as ons na hierdie voorbeeldjie kyk. 289 minus 64 se vierkantswortel. 289 minus 64 se vierkantswortel is die vierkantswortel van 225. En die vierkantswortel van 225 gee vir my 'n antwoord van 15. Soos julle kan sien is my antwoord positief. Baie belangrik, as ons kyk na 289 minus 64
Hierdie is nou baie belangrik, julle moet dit onthou. As ons kyk na 289 minus 64, dan is dit uiters noodsaaklik dat jy eers dit wat onder die vierkantswortel staan, moet uitwerk. Dit is baie belangrik dat jy eers hierdie sommetjie moet doen wat onder die vierkantswortel staan, om te sê dit is 225 en dan die vierkantswortel daarvan te kry as 15. Onthou, jy kan nie gaan sê dit is die vierkantswortel van 289 minus die vierkantswortel van 64 nie. Dit is glad nie gelyk nie. So dit is baie belangrik dat jy dit moet onthou. Want as ons hierdie som doen, kan jy duidelik sien, die vierkantswortel van 289 is 17 en die vierkantswortel van 64 is 8. En as ek nou uitwerk 17 minus 8, dan kry ek 'n antwoord van 9. En julle kan baie duidelik sien, 15 is nie gelyk aan 9 nie. Dit is baie belangrik. Dieselfde geld vir optel. Jy kan ook nie met optel die vierkantswortels opbreek nie. Dit is slegs vermaal en deel wat jy dit kan doen. Goed, kom ons gaan aan met ons voorbeeldjies. As ons nou weer kyk na 1.6, 1.6 sê vir ons 64 minus 289 se vierkantswortel. En onthou, soos ek gesê, dit is baie belangrik dat jy dit nie kan opbreek nie. Dan kry ek onder die vierkantswortel minus 225 en daarom het ek geen oplossing nie. Hierdie antwoord is nie reëel. 1.7 kom ons nou bietjie by die derde magswortels. Die derde magswortel van minus 64. Die derde magswortel van minus 64 kan ek uitwerk, want minus 64 is minus 4 tot die mag 3. En onthou, ons het gesê, jy kan wel 'n negatief onder 'n derde magswortel hê. As ons nou daai derde magswortel moet uitwerk, moet ek die maggie deel deur 3, en dan kry ek my antwoord is minus 4. 1.8 sê vir ons die derde magswortel van 64. Omdat my derde mag positief is, gaan dit beteken my derde magswortel is positief. Met ander woorde, my antwoord hier gaan 4 wees. As ons nou het minus die derde magswortel van minus 64, dan kyk ons uit ons voorbeeldjie uit, gaan dit minus 4 wees, en dit gee vir my 'n antwoord van 4. As ons kyk na die derde magswortel van 2 minus 10, onthou ek het gesê, met enige een van hierdie moet jy altyd eers die som onder die wortel bereken. Met ander woorde, jy kry, dit is die derde magswortel van minus 8. Ons kan altyd 'n negatiefse derde magswortel bereken, want dit is minus 2 tot die mag 3, en dit gee vir my 'n antwoord van minus 2. Na al hierdie sommetjies, kan jy nou die derde magswortels en vierkantswortels inoefen deur die volgende huiswerk te voltooi.